Uit die blou van ons hemel sal baie van ons val in sneeuwval. Ek sal lewe, ek sal sterwe, sonder om die geleentheid te kry om iets te erwe. Jou erfporsie is hier, sonder dat jy hoef te wag vir troostsier van die leerstryd. Die son groet ons sag vanmôre. Dis wolke in die lug en dit maak sy laat sy verskyning sag is. Ja, dis so mooi. Om hier te kom sit en van pikdonker af te kan sien hoe dit verander hier rondom jou en bewus te word van dit wat in die duister was en dit wat na die lig toe kom. Dit is ongelooflik mooi. Julle moet meer dit doen. Julle moet meer by julle eie plekke vroeër opstaan. Word deel van die vars en die nuut van 'n nuwe dag. Hierdie was 'n ongelooflike week wat verby is en wat gebeur het en waarmee ons betrokke was en die meeste van ons wat deel was van dit se hart is nog steeds so vol en so dis groter as wat mens dink. En dit was die voorreg om saam met Kane Johnston betrokke te wees met sy swem hier van die punt af, die waar ons inspring reg oor die baai van Mosselbaai na Glentana toe. Die eerste vraag wat julle sal vra is nou, wie sal nou so simpel wees en hoekom sal hy so simpel wees om dit te doen? Maar dit is 'n bewuswording van dit wat so mooi is in ons omgewing en eintlik die hele wêreld. Dit wat vasgevang was en wat in soveel dinge van ons eie mense toe doen, skade kry en maak dat die natuur verander, maak dat dinge onttrek, die lewe onttrek. En waar ek as kind groot geword het en dit te kon beleef hoeveel lewe hier in hierdie waters was, dat Mosselbaai die visvang Mekka van Suid-Afrika was, totdat ons reefs beskadig is deur die nette van die bote, dat die visse wat hulle broeiplek hier gehad het, minder is, amper niks vis meer in die baai nie, en dat die haie onttrek, want orkas kom hier in en mense vang die haie en is nie vis nie, laat ons die grootste getal of die populasie van Great Whites, die witdoodshaie gehad het, laat ons amper geen het meer hier by ons nie. En die projek is Project Deep met Earth Legacy Foundation om regtig bewus te word weer, dat die mense bewus word, ons het nodig om te bewaar, ons het nodig om te beskerm, ons het nodig om terug te bring dit wat eintlik hier moet wees. En om vir Kane die oggend 6 uur te sien en saam met hom te staan en te sien hoe spring hy alleen in die water in en te weet wie oor gaan hy swem en daar's plekke wat tot 50 meter diep is. Sy woorde na die tyd wat ons gesels het, praat hy van hy kyk af en al wat hy sien is pikswart en as hy so opkyk sien hy die water, die son wat so in die sulke strepe strale in die water ingaan. En hy kan niks anders hoor as die water wat oor sy ore beweeg nie. En hy's alleen en hy werk deur soveel emosies, word gebreek, word in 'n plek gesit van hy wil opgee. En dan begin hy dink van, maar dis nie net hy nie. Hy saak alleen in die water, maar hy weet hy's nie alleen nie. Hy weet hy's soveel betrokke, hy's soveel groter goed wat moet plaasvind en teruggebring word. En daai oomblik toe ek saam met hom uit die water uit is in Glentana, laat sy emosies soveel is, dat hy nie dit kan beheer nie, laat hy net die trane oor sy gesig laat loop, om te besef, maar it is done, hy het dit accomplish. Eerste persoon ter wêreld wat hier oorswem. En as 'n skrif in Hebreërs 12 vers 11, wat praat van tugtig, en dit sê dit so mooi, maar as ons in ons taal praat, vir ons wat daarmee groot geword is 'n pak sla. En wat saam met die in die oomblik van breek, in die oomblik van tugtiging, in die oomblik van daai pak slaag, kom daar trane. Maar dit is nie net trane, dit is snot en trane. En dit bring jou in die plek van
Ek leer iets wat ek nie voorheen geweet het nie. Ek word aan my plek gesit van dissipline. Ek word aan my plek gesit van my gewoontes wat ek gehad het word gestop en ek leer 'n nuwe gewoonte aan. As kind het ons klimrame geklim by die skole wat 3 meter amper hoog was, sonder vangnette, sonder plastiekrampies, sonder sagte sand onder. Man, as jy daar geval het, het jy arms gebreek of bene gebreek of in die hospitaal beland. Maar jy het vinnig geleer, jy sjou nie af daar voor 'n meisietjie of iets nie, want hierdie klimraam maak seer. En ons is so groot geword, die veilige plekke was nie daar gewees nie, want 'n kind moes leer en 'n kind het fiets gery sonder helmets en ons het ons in ons plek gesit van ons kan waag. Ons kan dit waag om dinge te doen. Ons kan dit waag om my liggaam in die plek te sit van hy kan gebreek word. Maar op die ou end is dit 'n plek van ek word 'n beter mens. En so in ons eie lewens, soos wat hulle ingekom het met net die reus beskadig het hulle kom vat, het hulle kom breek, het hulle kom beskadig eintlik wat 'n plek van broei was, 'n plek van veiligheid was. En so laat ons toe in ons eie lewens dat die plek van veilige hawe hier binne in my hart, laat ek toe dat mense kom en vat en breek en sê en plaas my in 'n plek van seer en dit maak dat ek my hart meer toemaak, meer en ek gee nie meer vir mense die geleentheid om die ware Jannie, die ware jy te leer ken nie, want ek is in so 'n plek van toegesluit, ek is in so 'n plek van ek stel nie meer belang in mense se inspraak of mense se teenwoordigheid in my lewe nie. Maar om hierdie week saam met Kane hierdie goeie deur te gaan en saam met hom te celebrate na die tyd en elkeen se storie te hoor van die skipper af tot die veiligheid op die boot, kameraman, agter die skerms, sy persoonlike vriend. Dat Jared so teenwoordig was in als en elkeen se storie maak hierdie hele prent so mooi en is nie iets wat verlore moet gaan. En net so as in Engels sê for the greater good, om homself te laat tugtig, om homself te laat breek, om homself in 'n plek te sit waar die moontlike gevare van die natuur hom kan vat, om in 'n stroom vasgevang te wees net verby Grootbrak vir meer as 'n uur. En om al hierdie goede deur te gaan, dan dink ek aan the greater good, dit wat Jesus vir ons kom doen het. Hom kom gee het, kom oorgee het, sodat daar vir ons 'n beter prent na die tyd geskep te gaan word. Dat ons 'n veilige hawe, dat dit wat kom steel het en dit wat kom verwoes het, dat ons kan herstel word. En dis wat Jesus Christus vir ons elkeen kom doen het. En hy kom gee, hy kom breek, maar die vreugde wat hom voorgehou was, dat aan die einde sal dit reg wees. Aan die einde, al gee hy sy lewe, sal daar genesing wees, sal daar weer die teenwoordigheid wees, sal ons weer kan instap. En hierdie week het my so kom leer en my so week kom nederig maak, dat 'n mens bereid is om sy lewe neer te lê, om nie oor te swem. Maar 'n koning wat alles gemaak het ook sy lewe kom neerlê, sodat daar vir ons oorwinning kan wees, sodat daar vir ons genesing kan wees. Mag hierdie week wat voorlê en hierdie Saterdag vir julle Sabbat wees 'n plek van heiligmaking, 'n plek van ek kom terug in die plek waar the greater good, die proses wat gegee was, wat Jesus kom doen het en sy liggaam laat kom breek het, laat dit deel van jou lewe word. En sê, Here, dissiplineer my, al loop die snot en trane, dissiplineer my, bring my in die plek waar ek geleer word, om U te kan raak sien. Ons gee aan U die eer. Mag julle vandag geniet, dis Jannie Rassie in Mosselbaai. Ons verwag the greater good, om te sien wat hy doen in ons lewens. Wees geseënd. Uit die blou van ons hemel is ek losgekoop van 'n eeuwwil. Sal ek lewe, ek sal sterwe, ek het reeds alles beërwe. Uit die bloed